Baie welkom by hierdie uitsending van die NG Kerk Oudtshoorn Wes. Daar's 'n Latynse spreekwoord wat sê ora et labora. Dit beteken bid en werk. Ek wil graag vir ons vandag 'n verhaal uit die Bybel uitlees van God se mense wat gebid het en gewerk het om dit wat hulle probleem is aan aandag te gee en dan God se beskerming. Ek lees of die storie kom uit die boek Ester uit. Dit speel af in die Persiese stad Susan. Dit is in die suidweste van Iran vandag en die tyd is ongeveer 480 voor Christus. Nou wat gebeur het in die Persiese ryk het 'n klomp Jode agtergebly. Van hulle het teruggekeer na die ballingskap Israel toe en ons lees daarvan in Esra en Nehemia, maar baie, die meeste het agtergebly in die Persiese ryk. En hulle bly nou daar, hulle is burgers van daardie land. En die verhaal het 'n klomp dramas en intriges en 'n klomp spelers. Ek noem sommer gou 'n paar van die spelers. Die koning is koning Ahasveros. Hy word op ander plekke Xerxes genoem. Hy's getroud met sy gunsteling vrou Vashti en daar vind een of ander probleem tussen hulle plaas. Hy hou 'n groot partytjie, hulle drink almal, die mans, en hulle was goed gedrink, sê die Bybel. Toe wil hy hê Vashti moet voor hulle kom dans, sy weier, hy besluit hy kan haar nie langer as koningin hou nie en nou word sy gefire as koningin. Na so rukkie kom koning Ahasveros agter, hy is nou baie alleen en hy soek 'n nuwe vrou en dan is daar 'n skoonheidskompetisie en Ester, 'n Joodse meisie, word aangewys as Ahasveros se nuwe vrou. In die Persiese ryk, waar Ahasveros nou die koning is en Ester een van baie vroue, sy is een van baie vroue wat hy het, maar sy is nou sy gunsteling, is daar konflik tussen 'n sekere Haman en die Jode. Haman is tweede in bevel van die koning, sê maar nou die adjunk president of so iets, en hy haat die Jode, veral vir Mordegai. Mordegai is Ester se oom. En dan in die verloop van die verhaal is daar net so een dingetjie wat gesê word, twee ouens wou vir Ahasveros vermoor, Mordegai het daarvan te hore gekom, vir die koning laat weet en die sluipmoordpoging op die koning is afgeweer. Maar dis net so af 'n kant aantekening. Die verhaal vertel verder van Haman wat die Jode wil uitmoor. En hy laat 'n proklamasie opstel, onthou nou ons praat van Persië, 'n proklamasie van die Mediërs en die Perse kon nooit herroep word nie. So Haman laat 'n proklamasie opstel dat op 'n sekere dag, en dis 11 maande verder as wat die proklamasie nou opgestel word, alle Jode uitgeroei moet word. Maar hy sê nie vir koning Ahasveros, dis die Jode nie, hy sê daar is 'n volk wat moeilikheid maak, en ek wil hê jy moet 'n wet teken dat ons hulle kan uitroei, en gee ons vir almal in die hele Persië, op daai spesifieke dag, gee ons vir hulle die opdrag om die Jode aan te val en uit te roei. So hierdie proklamasie word omtrent in April van die 1 jaar uitgevaardig, en dit moet plaasvind op Maart van die volgende jaar in ons tyd nou. Almal kom nou te hore van hierdie ding en die Jode is in konsternasie. Mordegai laat weet vir Ester, sy moet na die koning toe gaan en met die koning praat. Maar daar was 'n reël, jy kan nie sommer net na die koning toe gaan nie. As jy net na hom toe gaan en hy het jou nie geroep nie, dan laat hy jou doodmaak, behalwe as hy sy goue scepter na jou toe uithou. En Ester sê vir Mordegai, ek kan nie na hom toe gaan nie, hy gaan doodgemaak word. En dan sê Mordegai vir Ester hierdie woorde, moenie dink net jy van al die Jode sal vrykom, omdat jy in die koning se paleis is nie. En dan besluit Ester, goed, sy gaan dit nou maar doen. Maar sy en al haar diensmeisies en goed besluit om te vas
en hulle te verootmoedig voor die Here vir 3 dae. En sy laat weet vir Mordegai, vers 15 van hoofstuk 4, gaan maak al die Jode wat in Susan is bymekaar en vas ter wille van my. Julle moet 3 dae, dag en nag, niks eet en drink nie. Ek en my kamerpersoneel sal ook vas. Daarna sal ek na die koning toe gaan, al is dit teen die wet. As ek moet omkom, moet ek maar omkom. Ek gaan net 'n tree van die storie af teruggaan. Wat het ons hier? 'n Ernstige bedreiging teen God se mense. Wat doen God se mense? Hulle verootmoedig hulle in vas en gebed voor die Here. Maar die punt wat ek vandag wil onderstreep, dit is nie al wat hulle doen nie. Hulle maak ook planne. Hulle werk ook, dink, hoe moet hulle maak? So hulle vas en bid aan die een kant. Aan die ander kant besluit hulle nou, goed, Ester is nou, sy's jonk, in die paleis. Ester gaan nou haar lewe waag en na die koning toe gaan. Sy gaan nou na die koning toe en staan daar, die Bybel sê eers, sy het haar baie mooi aangetrek, sy het baie mooi gelyk, né? En alles deel van die beplanning. En sy gaan staan daar waar die koning haar kan sien. Nou is die koning het een van 2 reaksies. Of, wat soek hy vrou hier, vat haar weg en maak haar dood, of hy wys sy scepter na. En omdat sy so mooi lyk, en sy is sy gunsteling vrou, steek hy sy scepter na toe uit. Vra vir haar, Ester, wat kan ek vir jou doen? Onthou, Ester het nou al 3 dae gevas en niks geëet nie, maar sy lyk mooi, en sy sê vir die koning, kom eet asseblief vanaand by my, jy en Haman. Haman is nou die Jode se vyand. So die koning sê, doodreg gekom, en dan gaan die koning en Haman en hulle eet by haar, en nou sê die koning van, wat kan ek vir jou doen? Wat is jou behoefte? Sy sê vir hom, en dis nogals interessant, kom eet asseblief môre aand weer by my. Dis nou haar behoefte. Nou ek sê dis interessant dat sy nog 'n dag, en sy het ook nie eintlik miskien geweet die belangrikheid daarvan nie, maar daai nag kan koning Ahasveros nie slaap nie. En hy lees in sy annale, en hy sien maar Mordegai het sy lewe gered. En hy besluit maar, hy gaan aan Mordegai eer bewys. Haman gaan huis toe na daai ete, en Mordegai het hom nooit geëer nie. Hy het nie opgestaan as hy verbykom nie. En Haman kom by die huis en hy besluit, ek gaan vir Mordegai 'n les leer. En hy bou 'n galg, 'n reuse hoë galg. En hy besluit, môre gaan jy na die koning toe gaan. En vir die koning sê hy moet vir Mordegai ophang. So daai volgende oggend trek Haman homself aan en loop met ferm tred, dink ek, na die koning toe. Hy gaan nou vir die koning sê, luister, jy moet vir Mordegai ophang. Toe hy by die koning kom, sê die koning vir hom, weet jy wat het ek laasnag in die annale gelees? Mordegai het my lewe gered. Is daar enigiets gedoen om hom te eer? Nee. Maar ek wil hê jy moet hom eer, jy wat Haman is. En hulle kom nou ooreen, Haman moet vir Mordegai op die koning se perd laai, koning se kleed vir Mordegai aantrek, Haman moet vir Mordegai oor die plein lei en sê, so word gemaak met iemand aan wie die koning wil eer bewys. So jy kan onmiddellik dink, Haman se moed sak nou in sy skoene. Hy het gegaan om te sê, die man moet doodgemaak word, nou moet hy aan hom eer bewys. Nou daai aand, hy is nou aangesê, so, sy hart is nou glad nie meer lekker nie, maar hy is nou aangesê, en daai aand gaan hy en koning Ahasveros weer by Ester eet. En nou vir die tweede keer, vra Ahasveros vir Ester, wat kan ek vir jou doen? En Ester vertel die hele storie van, dat hulle 'n dekreet laat uitvaardig het deur die koning, dat haar volk, die Jode, doodgemaak moet word. Die koning sê, wie is die gemeene man wat dit nou georganiseer het? En Ester sê, Haman, en Haman is nou net daar. Nou, ek wil amper sê, gaan lees die verhaal man, Ester is so kort boekie, is vol drama en intrige, en daar is nog bietjie romanse in goed ook in, maar die uiteinde van die saak is, die koning gee opdrag dat Haman aan sy eie galg opgehang word, wat hy nou gelaat bou het.
Nou is dit nou nog 11 maande na hierdie slagting toe. Nou gee die koning vir Mordegai Haman se plek. Mordegai raak nou soos die onderkoning. En die koning sê vir Mordegai, ek kan nie daai wet herroep wat ek gemaak het, dat die Jode aangeval kan word op daai dag nie. Maar jy kan nou maar iets anders skryf, maar jy kan nie daai wet herroep nie. So Mordegai en die koning se skrywers bedink 'n wet wat hulle sê, goed, ons maak nog 'n wet wat sê, die Jode mag hulle self verdedig. En dan op daai dag, dit is so ongeveer 20 April van jaar, was die Purimfees op so rondom 20 April. So op daai dag vind daar toe 'n geveg plaas en die Jode maak die mense wat hulle wil doodmaak, maak die Jode dood. En dan daarna is die Purimfees word ingestel wat die Jode vir die Here dankie sê vir sy beskerming en redding. Ek wil twee goed sê oor hierdie hele verhaal. Die een is, bid en werk kan ons in hierdie verhaal sien. Die Jode het nie net gehoor van hierdie wet dat hulle uitgewis moet word en toe net gevat en vas en gebid nie. Hulle het ook beplan, hulle het ook strategieë bepaal, wat moet hulle doen. Esther, Mordegai het vir Esther gesê wat moet sy doen en toe het hulle wette geskryf en so. So ek wil hê julle moet dit alles sien, maar ook dat hulle gevas en gebid het. Hulle het hulle voor die Here God verootmoedig en toe het hulle ook gewerk en gedoen wat hulle kan. Laaste opmerking. Wat sê dit van die huidige situasie in Israel en Gaza? Ek wil môre in die erediens wil ek 'n paar woorde daaroor sê, dat ek net in twee sinne sê. Hierdie gaan oor die beskerming van God vir sy volk. Die volk van God vandag is die kerk, wat bestaan uit gelowige mense uit die Jodendom en gelowige mense uit die heidendom, maar die punt vir God se volk is nie die etniese Israel nie. Die punt vir God se volk is hulle wat in Jesus Christus glo. Die kerk is die nuwe Israel. Die kerk staan op 'n besondere manier onder die beskerming van God en dis die kerk wat hom voor God verootmoedig in gebed en vas en wat saam dink en saamwerk aan die uitbreiding van die koninkryk van God. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons verseker kan wees van u beskerming en van u teenwoordigheid in ons lewe. En ons wil ook vra, gee ons die moed en die krag en die insig en die wysheid deur u Heilige Gees, waar ons ook moet werk en waar ons ook moet dink en beplan en energie insit en 'n bydrae lewer, dat ons dit met wysheid kan doen. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons wees en bly. Amen.